'n Daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sion in Parys. Vanmôre dag 84 van ons oordenkingsreeks deur die Nuwe Testament. En vanmôre wil sê ons vir mekaar, deel die evangelie. Handelinge 10 vers 3 tot 5. Kornelius het hom aangestaar en bang geword en gevra, "Wat is dit, meneer?" Die engel het hom geantwoord, "Jou gebede en wat jy vir die armes doen, het God opgeval. Stuur daarom nou dadelik mans na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal. Sy noemnaam is Petrus." Waarom het die Here engel gestuur om vir Kornelius te sê om Petrus te vind? Waarom het die engel self nie die evangelie met Kornelius gedeel nie? Ek glo die rede is dat dit nie die engel se werk is om die evangelie te deel nie. Dis onsin. God kan die evangelie vanuit die hemel verkondig as hy dit so wou hê, maar hy het gekies om jou en my as instrumente te gebruik om mense sy goeie nuus te vertel. As ons ooit deur ons koppe kry dat die evangelie werklik goeie nuus is, sou ons nie klasse of motiveringsseminare oor getuienis nodig hê nie. Om vir mense te sê dat die Here hulle liefhet, dat elke sonde wat hulle ooit gepleeg het, pleeg of ooit sal pleeg, vergewe is as gevolg van Jesus se dood aan die kruis, is nie 'n las nie. Dis 'n voorreg. Om oor godsdienst te praat is 'n pyn, maar om die evangelie te deel is suiwer vreugde. Daniël 12 vers 3 sê diegene wat baie tot geregtigheid lei, sal vir ewig soos die sterre skyn. As jy 'n sielewenner is, 'n goeie nuusdeler, gaan jy skyn. Nie net in die hemel nie, maar ook hier op aarde. Hoe lank is dit sedert jy iemand in die oë gekyk het en gesê het, "Ek het goeie nuus vir jou"? 'n week? 'n maand? As jy iets wat dof en uitgebrand voel, deel die evangelie en skyn weer. Die Here seën jou. Amen.